Kom ons sing voor die eredienslied 514 verse 1 en 2. En daarna skrifruim 14:2, maar ek sal dit eers afkondig. Nou lied 514 verse 1 en 2. Skrifberuiming 14:2 verse 1 en 2. Terwyl hy sit, lied 532 verse 1 en 2. Oh
genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus en deur die Heilige Gees wat nou kragtig in ons werk. Amen. Ons loof die Here met skrifpruiming 12:3. Ons sing verse 1, 2 en 3 van skrifpruiming 12:3. Ons fokus op die Here se eienskappe en ons loof hom daarvoor. Daarna bely ons geloof hardop. Kan staan. Geloof in hierdie wonderlike God, die drie-enige God met die geloofsbelijdenis of die apostoliese geloofsbelijdenis en ons sê dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het die derde dag opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewens en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en ewige lewe. Deur die Here se woord word ons begelei tot, of in onsself ondersoek om ons eie gebrokenheid te ontdek, sodat ons dit ook na die Here kan neem en ons sondes kan bely en ook vryspraak kan ontvang. In die agtergrond van die wet van die Here lees ons uit Romeine 12 vanaf vers 8. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, het die wet vervul. Van dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al word saamgevat in hierdie uitspraak, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader
as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder, dit is amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik, soos in die dag, nie met gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met risie en afguns nie. Beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Dan lees ons ook 'n paar verse uit hoofstuk 14. Aanvaar die een wat swak in die geloof is, sonder om oor verskille te argumenteer. Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar die ander ene wat swak in die geloof is, eet net groente. Die een wat eet, moenie neersien op die een wat nie eet nie, en die een wat nie eet nie, moenie die een wat wel eet veroordeel nie, want God het hom aanvaar. Wie is jy om oor iemand anders se huisbediende te oordeel? Of hy staan of val, is iets wat net sy eienaar aangaan. Hy sal egter bly staan, want die Here is in staat om hom staande te hou. Dan vanaf vers 7, niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons leef, leef ons immers vir die Here, en as ons sterf, sterf ons vir die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Dit is tog waarvoor Christus gesterf het en weer lewend geword het, om Here te wees oor dooies en lewendes. Jy, waarom veroordeel jy jou broer, of jy, waarom sien jy op jou broer neer? Ons gaan tog almal voor God se regterstoel verskyn. Want daar staan geskrywe, so seker as wat ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal my as God bely. Elkeen van ons is dus persoonlik, of sal dus persoonlik voor God verantwoording moet doen. Terwyl jy sit, bid ons so. Groot en heilige en wonderbare God, God vol majesteit en heerlikheid, die almagtige, die ewige God. In ons harte en ons gedagtes kom ons voor U op ons knieë. Ons buig voor U en ons erken U as die Here en God. Die opperwese, die skepper, die ontwerper van alles om ons. Here, maak ons geestesoë tog so oop dat ons helder en duidelik kan sien hoe die wêreld, die hele skepping getuig van U mag en U wysheid. Maak ons oop, Here, om U handewerk te aanskou. Die natuur en die mensdom, die geskiedenis, sodat ons daardeur kan kom tot meer respek vir U en bewondering, want dit kom U alleen toe. Here, ons kom bely voor U ons sondes, dat wanneer ons voor die spieël van die woord gaan staan, dan ontdek ons eie vuilheid, gedagtes, woorde en dade, wat nie ooreenstem met die wil, met die liefde nie. En ons vlug tot ons Here Jesus Christus as ons verlosser, en ons vra van U vergifnis. Ons dankie vir U beloftes dat U ons sonde so ver verwyder as die ooste van die weste. Dankie vir U vaderlike liefde waarmee U geduld met ons het, lankmoedig en barmhartig is, vol liefde.
Dankie dat U die troue verbondsgod is, wat 'n verbond met ons opgerig het. 'n Band gevorm het tussen U en ons, wat U van U kant af nooit sal breek. Ons vra Here dat ons in hierdie verbond met U getrou sal leef. Dat U deur die Heilige Gees en deur die woord ons steeds nader na U toe sal trek. Ons vra Here dat U dit ook vanoggend sal doen, dat U die skriflesing en die verkondiging van die woord sal seën en aan ons ontvanklike harte sal gee, helder gedagtes, dat ons lewe sal toets en dat die woord 'n blywende impak en verandering in ons lewe sal hê. Dankie vir die lewendmakende Gees. Here, ons kom ook en ons dra mekaar in hierdie gemeente aan U op. Ons bid vir almal wat siek is, wat fisies kwale het en swaar kry. Ons bid vir die oues van daar die in siekeboë. Ons bid vir ons kinders, ons bid vir die volwassenes, ouers wat kinders moet opvoed. Here, dat U hulp en U krag en U wysheid ons sal begelei in alles. Ons bid vir die wat emosioneel afgerem is, die wat depressie het, ons bid vir die wat diep worsteling met die sonde het, dat U krag en uitkoms sal gee. Here, ons bid vir hierdie land van ons, wat in soveel opsigte koersloos is, sonder leiers, goeie leiers, wat verkeerde stappe neem, waar daar soveel geweld en misdaad en haat en boosheid is. Ons bid Here dat U ook hier vrede sal bring, wyse leiers, regte besluite, voorspoed, en dat U aan die kerk sal dink, om aan ons 'n veilige ruimte te gee om te floreer. Ons bid dat mense in ons land sal terugkeer na U, want U is die antwoord. U is die enigste hoop. U wet is die ware wet, die enigste wet wat geld. En U is die koning wat regeer oor konings en heersers. Here, ons dink aan die vervolgde kerk, dat daar soveel gebeure is wat verswyf word, soveel vervolging, duisende Christene wat elke dag vervolg word vir hulle geloof, wat vlug, wat vermink word, wat doodgemaak word. Ons dink in besonder aan die gelowiges ook in Afrika, wat deur moslems vervolg word en uitgeroei word. Wees met hulle, beskerm U kinders, gee hulle die krag wat nodig is, Here, en ons bid dat U 'n einde sal maak aan die boosdoeners en die wat valse gode aanbid, wat hulle beywer vir niks. Vol haat is. Ons bid Here dat ons onverskrokke U lig sal uitstraal, sal getuig van U is die enigste hoop, dat ons sal praat met die mense om ons, dat ons nie net sal dink aan ons eie redding nie, maar die redding van familie, vriende, kollegas, ons gesinslede, werkers om ons, en dat ons sal getuig en praat en bemoedig en soos aanwysingsborde na U, Jesus Christus, sal wees. Laat U vrede en 'n stilte nou in ons harte kom lê. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Kom ons staan, dan sing ons Psalm 2, die eerste omdigting, vers 6.
Ons lees vanoggend die hele hoofstuk en ek lees uit die 2020 vertaling. Jesaja 57. Die regverdige gaan ten gronde, maar niemand neem dit ter harte nie. Getroue mense sterf en daar is niemand wat insien dat dit as gevolg van onheil is dat die regverdige straf nie, of sterf nie. Hy gaan die vrede binne. Hulle sal op hulle beddens rus, elkeen van hulle wat sy reguit pad loop. Maar julle, kom nader hierdie nakomelinge van haar wat voortekens lees, nageslag van haar wat egbreek pleeg en gehoreer het. Met wie vermaak julle julleself? Oor wie het julle julle monde vol? Vir wie steek julle tong uit? Is julle nie 'n klomp oortreders, 'n geslag leenaars nie? Julle wat brand van begeerte by die terebintbome, onder elke skaduryke boom, wat kinders slag in die spruite, onder oorhangende rotse. By die gladde klippe in die spruit lê julle lotsbestemming. Hulle hulle bepaal mos julle lot. Ook vir hulle giet jy drankoffers uit, laat jy graanoffers in 'n rook opstyg. Sou ek sulke mense jammer kry? Op 'n hoë verhewe berg het jy jou bed geplaas, selfs daarheen opgeklim om maaltydoffers te bring. Agter die deur en kusyn het jy simbole aangebring. Ja, van my af het jy weggegaan en opgeklim. Jy het jou lêplek breed gemaak en jouself gesny as jy sonder afgode was. Jy was lief vir hulle bed, na naaktheid het jy gestaar. Jy het voor die koning gebuig met olie, jy het baie geurende salf aangebied. Jy het jou boodskappers na ver plekke gestuur, hulle laat afdaal tot in die doderyk. Van jou baie reise het jy moeg geword, maar jy het nie gesê dit is te vergeefs nie. Lewenskrag het jy gevind, daarom het jy nie swak geword nie. Vir wie was jy bevrees en het jy ontzag gekoester dat jy telkens lieg en nie aan my gedink het nie, my nie ernstig opgeneem het nie? Is dit omdat ek stil gebly het en dit vir 'n lang tyd? Vir my het jy nie ontzag gehad nie. Ek self gaan getuienis aflê oor jou geregtigheid en jou dade. Dit sal vir jou van geen nut wees nie. Wanneer jy om hulp roep, moet jou klomp afgode jou maar red. Hulle almal, die wind sal hulle oplig, 'n liggie sal hulle wegwaai. Maar wie by my skuil, sal die land as erfdeel ontvang en my heilige berg in besit neem. Hy sal sê, vul die holtes op, vul dit op, maak 'n pad gereed, verwyder die struikelblokke uit die pad van my volk. Ja, so sê hy wat hoog en verhewe is, wat vir ewig woon, wie se naam die heilige is. In die hoogte, in 'n heilige plek woon ek, en ook by hulle wat verpletter en nederig is, om die gees van nederiges te laat herleef, om die hart van verpletterdes te laat herleef. Want ek sal nie vir altyd 'n regstryd voer, en nie vir ewig toornig wees nie, want menslike geeste sal voor my wegkwyn, ook die lewensasem wat ek self gemaak het. Oor die sonde skuld, as gevolg van sy gierigheid het ek toornig geword en hom geslaan. Het ek my verberg terwyl ek toornig was, maar hy het afvallig geword, die pad van sy hart geloop. Sy paai het ek gesien, maar ek sal hom genees. Ek sal hom lei en hom met vertroosting vergoed. En vir hulle wat oor hom treur, gee ek 'n loflied op die lippe. Vrede, vrede vir die wat naby is, en vir die wat ver is, sê die Here. Ek sal hulle genees. Die goddeloses is soos die onstuimige see. Ja, dit kan nie rustig wees nie, en sy waters spoel vullis en modder uit. Daar is geen vrede vir die goddeloses nie, sê my God.
Ons teksverse uit hierdie gedeelte is vers 11, 15 en 16. Vers 11: Vir wie was jy bevrees en het jy ontzag gekoester, dat jy telkens lieg en nie aan my gedink het nie, my nie ernstig opgeneem het nie? Is dit omdat ek stil gebly het, en dit vir 'n lang tyd? Vir my het jy nie ontzag gehad nie. En dan ook vers 15 en 16. Ja, so sê hy wat hoog en verhewe is, wat vir ewig woon, wie se naam die heilige is, in die hoogte, in 'n heilige plek woon ek, en ook by hulle wat verpletterd en nederig is, om die gees van nederiges te laat herleef, om die hart van verpletterdes te laat herleef. Nou geliefde in ons Here Jesus Christus, dit is maar so dat daar is in ons almal se verhouding met die Here 'n ebb en 'n flow, soms nader, soms verder. Maar die vraag is of daar in jou verhouding die basiese goed ingebou is, wat uiters noodsaaklik is vir 'n noue verhouding met die Here. En ons kry vandag geleentheid om ons eie lewe bietjie te speel in die woord van die Here. En ons eerste punt is, dis gevaarlik om die Here se goedheid en geduld te misbruik. In die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk wat ons gelees het, word daar vir ons 'n prentjie gegee van hoe dit met die Here se volk gegaan het. 'n Lelike prentjie, waarskynlik was dit in die tyd van koning Manasse. Ons lees dat die geestelike leiers so besig was om hulle self te verryk en met hulle eie lewe besig was, dat hulle nie omgegee het vir die regverdiges wat verdruk word en omkom nie. Ietsie daarvan beleef 'n mens dalk in ons eie land. En verder het die boses onder die volk die spot gedryf met die regverdiges, tong uitgesteek, neergekyk op hulle, maar terselfdertyd hulle eie verskriklike boosheid misgekyk. Want die Here moes toe kyk hoe hierdie volk passievol besig is met rituele om afgode te dien, terwyl hulle lus verloor het om die Here te dien. Hier word die Here beskryf as die man van sy volk, en die volk word beskryf as 'n losbandige vrou wat passievol smag na die afgode, soos 'n egbreekster. En in vers 7 word die volk vergelyk soos 'n egbreekster wat so afgestomp geraak het, dat sy sommer in die openbaar haar sondes bedryf. En dan was die afgodediens van Baal, veral Baal, het dit gepaard gegaan met vrugbaarheidsrituele, seksuele rituele onder die bome, groen bome, simbool van vrugbaarheid in die hoogtes. Hulle het selfs hulle kinders by die spruite geoffer aan die afgod Molek. Gewoonlik onder die geraas van dromme wat geslaan het hulle kinders geoffer. En in Deuteronomium 6 sê die Here dat die volk die wet van die Here op hulle deurkosyne moes skryf, sodat dit sigbaar is in hulle denke. Nou het hulle eerder afgodiese simbole op hulle deurkosyne gaan sit, wat verbind is met die afgode. Dit alles sê hulle het hulle vertroue op die Here, hulle band met die Here, verruil vir vertroue in hulle self en vertroue op afgode, wat hulle nie kon red nie. Vers 17 sê, hulle het agter hulle sondige hart aangeloop, hulle laat meesleer deur hulle sondige aard. En as jy jou laat meesleer deur jou sondige aard, dan kan dit jou vat na verskriklike plekke. Die vraag is, waar het die fout gelê by hierdie volk, dat hulle so ver weg gegly het of beweeg het van die Here af?
En vers 11 sê, vir wie was jy bevrees en het jy ontzag gekoester, dat jy telkens lieg teenoor die Here, skyngodsdiens, en nie aan my gedink het nie, my nie ernstig opgeneem het nie. Is dit omdat ek stil gebly het? Is dit, en dit vir 'n lang tyd? Vir my het jy nie ontzag gehad nie. Hier kom belangrike goed na vore. Die eerste is, hulle het nie die Here gerespekteer nie, maar daar was by hulle 'n tipe vrees vir ander. Wanneer die Here nie meer jou anker is nie, die een op wie jy vertrou, en wat die sentrum is van jou lewe nie, dan neem vrese oor, allerhande vrese vir mense, vrees vir die onbekende toekoms, want jy het nie die Here agter jou nie. En ons is gemaak, dis in ons ingeweef om as afhanklike skepsele afhanklik van die Here te leef. Om dan na afgode te gryp om jou kruk te wees, is 'n dodelike fout, 'n verwoesting. En by hulle was daar vrees vir ander mense, vrees rondom hierdie afgodsdiens, wat se vrese daar ook al gelê het, en die afgode moes help, want hulle het die Here verlaat. En dan verder sê die Here, hoekom het julle my nie ernstig opgeneem nie? Is dit omdat ek so lank stil gebly? En dit was nog 'n dodelike fout. Hulle het verkeerd gedoen, maar daar het nie straf gekom nie. Want die Here is geduldig en lankmoedig en werk eers met hulle. En toe het hulle gedink, maar as daar niks straf kom nie, dan praat die Here net en ons kan maar aangaan, soos wat ons aangaan, niks gebeur nie. En so het hulle die heilige God se, wat 'n verterende vuur is, se lankmoedigheid en geduld waarmee hy sy toorn eers terughou. Dit het hulle verkeerd verstaan en gedink, dit gee hulle die groen lig om maar voort te leef soos wat hulle wil. Soos baie mense in die lewe vandag, omdat die oordeel nie altyd nou is nie, maar eers later kom. Ons kan maar aangaan, niks gebeur nie. Maar die Here se geduld is nie 'n groen lig om aan te hou sondig nie, want jy gaan nie daarmee wegkom nie. Iewers gaan die Here die streep trek. En met tyd word hier vir ons geskets, soos wat die afgodediens aangehou het, het die volk het dit half moeisaam geraak, hulle het nie die vervulling en die vreugde daarin gekry nie. Maar selfs daartoe het hulle nie na die Here teruggekeer nie. Vers 10. Van jou baie reise het jy moeg geword. Reise simbolies van soeke. Maar jy het nie gesê dis te vergeefs nie. Lewenskrag het jy gevind. Daarom het jy nie swak geword nie. Wanneer jy so ver van die Here af beweeg, half los van hom, dan gaan die lewe jou moeg maak. Niks gaan bevredig nie. Maar hoop is 'n sterk ding. En party mense kan, al vind hulle nie geluk nie, aanhou probeer en hoop op verkeerde weë, solank hulle nie teruggaan na die Here toe nie. Moeisaam voortbeer op verkeerde roetes, sonder uitkoms, en dis wat hierdie volk aangevang het. Dis die eerste punt, dis gevaarlik om die Here se genade en geduld met jou as vanselfsprekend te begin aanvaar. Tog begeer die Here dat hierdie volk sal terugkeer na hom toe. Vers 14, hy sal sê, vul die holtes op, vul dit op, maak 'n pad gereed, verwyder die struikelblokke uit die weg, of uit die pad van my volk. So hier gebruik die Here die beeld van 'n hoofweg wat gebou moet word oor al die struikelblokke
sodat die volk kan terugkeer na die Here. Wat ook al in die pad staan van ons verhouding met die Here, watter obstruksie daar ook al is om nader na die Here te kom, moet uit die weg geruim word. En die Here wil 'n pad maak na 'n nouer verhouding met hom. En in die volgende verse beskryf die Here dan wat hierdie obstruksies eintlik is en 3 dinge wat ons moet weet om nader aan die Here te kom. Vers 15, daar word die eerste ding vir ons gesê. Ja, so sê hy wat hoog en verhewe is, wat ewig woon, wie se naam die Heilige is, in die hoogte, in 'n heilige plek woon hy. Die eerste ding wat die volk weer moes besef en wat ons altyd moet besef is met wie ons te doen het. Hoe groot hierdie Here is wat ons aanbid, onsagwekkend groot. Die Here stel hom bekend as die Heilige, totaal in 'n klas van sy eie. Jy kan die Here met niks of niemand vergelyk nie. Daarom sê die Here, ek is wat ek is, of wie ek is. Onvergelykbaar. Hy gaan bo ons gedagtes uit. Hy's fenomenaal, onmeetbaar, groot en in sy absolute heiligheid. In volmaakte lig woon hy. Daar's geen gebrek, geen spikkeltjie wat verkeerd is by die Here nie, of wat onrein is, of wat gebreklik is nie. In 'n klas van sy eie. En waar woon hy? In die hoogte, in 'n heilige plek, bo die wolke, bo die sterrekonstellasies wat in die hemelruim is, buite die skepping, verhewe bo dit. Daar woon God ook in 'n suiwer, heilige plek. Nog meer, hy wat vir ewig woon, letterlik eintlik die ewigheid bewoon. Ons is gekoppel aan tyd en ruimte, grense. In die ewigheid is daar hierdie spasies met 'n begin en 'n einde, met tydsverloop. Die Here is nie gekoppel aan tyd of ruimte nie. Die Here woon in die ewigheid. Hy's altyd oral. Nie net nou iewers nie, altyd. Van ewigheid tot ewigheid is hy oral, daar woon hy. Hy vul alles. By hom is daar geen begin en einde nie. Hoekom sê die Here hierdie dinge? Want hy praat met mense wat hulle oog op hom verloor het en nie meer respek het vir hom nie. En hy sê, kry julle respek vir my terug. Respekteer my, leef in verwondering oor my. Party mense met respek gesê wil deesdae die Here meer verbruikersvriendelik maak. Dis iemand wat vir jou wink of 'n duimpie gooi of knipoog. Hy's nie jou lewensafrigter nie, hy's nie jou buddy nie, ekskuus. Hy's die heilige, verhewe God. Die enigste God. En ons moet respek vir hom hê. Die tweede ding, om in 'n regte verhouding met die Here te leef, is om te weet waar die Here nog wil woon. God
God sê in die hoogte, in 'n heilige plek woon ek, en ook die volgende woorde, en ook by hulle wat verpletter en nederig is, om die gees van die nederiges te laat herleef, om die hart van die verpletterdes te laat herleef. Hoe wonderlik is dit, hierdie grote God, wat op 'n heilige plek bo alles woon, in die ewigheid, wil woon, wil hom laat vind in nietige klein mensies. Wat 'n skatryk mens wat miljoene het, biljoene het en in 'n kasteel van 'n huis bly, sal dit prys gee en in 'n krot, krokke, makoko, soos wat party noem, daar gaan bly in 'n vuil plekkie en daar sy lewe uitwerk. Het al die beeld gebruik, wat 'n mens sal in 'n muurtjie nes wil inklim en daar gaan lewe. Die afstand tussen die grote God en die mens is nog veel groter. En tog kies die Here om te gaan woon by klein mensies wat nederig is en verpletter is. Ons praat van die transcendentale God. Dit beteken, hy gaan bo alles uit en die immanensie van God, dat hy hom ook laat vind in die allerkleinste. By die wat nederig is en verpletter van gees is. Nederigheid het te doen met die wat hulle plek ken, wat 'n ware, regte beskouing van hulle self het voor God. En verpletter, dit gaan veral hier oor die wat die genade ontvang het, om hulle eie sondige gebrokenheid te besef, om hulle self te sien teenoor God wat heilig is, en eerlik te raak met hulle self, dood eerlik. So lyk my gedagtes, my sondige aard, my sondige vlees is soos hierdie fontein wat vuil laat uitkom. My dade, die wat verpletterd is oor hulle afdwalings, oor hulle hardkoppigheid, natuurlik ook verpletterd is oor die lewe. Die wat klein is, wat nederig is, want hierdie ontsaglike groot God is ook 'n nederige God. Gewonder dan, dat die Here so gemaak het met die volk nie, en soms ook so met ons moet maak, dat hy ons moet beproef. Hy het homself verberg vir die volk. Dit het gevoel asof hy die volk slaan. Hulle moes die aaklige gevolge van hulle wegbeweeg van die Here beleef, sodat hulle op hulle knieë kan kom en nederig kan raak voor die Here en verpletterd kan wees. Want dit is 'n goeie plek om te wees, nie om te gaan sit as 'n slagoffer in jou skuld en swaar nie, maar om na die Here te vlug. Hy soek die nederige, verpletterde harte om in te woon. Nie die vol bravade en skyn en maskers nie. Mense is natuurlik glad nie geskik om 'n woonplek van God te wees nie. En dis die derde ding wat ons moet weet. Die eerste is respek vir die Here. Die tweede, dat God soek na nederiges en verpletterdes, klein mensies aan hulle self. En die derde ding wat ons moet besef is die ontsaglike liefde van die Here.
Ons sien in hierdie afstand wat oorbrug word deur God, sy ontsaglike liefde, dat hierdie heilige God hom wil vereenselwig met nederige mensies. Hy het ons nie nodig nie, ons kan niks verdien voor hom nie, ons is nie 'n stoffie voor hom nie. 'n Asempie vir 'n kort tydjie binne die ewigheid. En tog het hy ons intens lief met volmaakte liefde, ja, soveel so dat die tweede persoon in die Godheid, Jesus Christus, in ons wêreld ingeklim het. Homself laat inkrimp het, verneder het, tot ook 'n stoffie, 'n mens. En vir ons sondes kom dra het, om betaal het. Om ly het onder mense, om laat mismaak het deur mense, en vir ons gesterf het. Hoe belangrik is dit dan nie dat ons deur die geloof in Christus is nie? Aan hom klou as ons enigste weg, ons enigste verlosser, ons enigste hoop. Die enigste weg tot 'n intieme band met die Heilige. En dis die vraag, is dit jy, nederig, stikkend, gebroke oor jou menswees teenoor die heiligheid van God? Maak dit jou soekend, smagtend na God as jou enigste hoop, Christus as jou verlosser. Dan sien ons die goeie gevolge vir mense wat respek vir God het, wat 'n eerlike siening het oor hulle eie nietigheid voor die heilige God, en wat hulle hulp soek, hulle redding in God se ongelooflike liefde. Al het die Here sy volk gedissiplineer, sê hy vers 18 en 19, sy paai het ek gesien, maar ek sal hom genees. Ek sal hom lei en hom met vertroosting vergoed. En vir hulle wat oor hom treur, gee ek 'n loflied op die lippe oor Jerusalem. Vrede vir die wat naby is en vir die wat ver is, sê die Here. Ek sal hulle genees. Die Here sê, ek wil nuwe lewe gee. Ek wil die laat herlewe wat verpletterd is. So daar's wonderlike gevolge in 'n herstelde verhouding met die Here. Ek sien hulle paaie. Die Here sien die stryd en die gewroeg en ons gesukkel ook met ons eie sondes en ons kwesbaarheid. En hy sal genees innerlike verwonding weens ons dwaase besluite en verkeerde paaie. Dit sal die Here regmaak, genesing gee. Want daar's genesing in 'n verhouding met die Here. Hy sal ons lei. Want in hierdie lewe vol onvoorspelbares en onsekerheid en goed wat te groot is vir ons, het ons waaragtig die leiding van die Here nodig. Hy sal ons met vertroosting vergoed. Maak nie saak hoe laag jy is nie, hoe afgetakel jy voel nie, hoe gebroke jy voel nie. Die Here vergoed met vertroosting vir die wat na hom toe vlug. Hy kan oplig en
die wonde verbind en jou laat herlewe. Nuwe lewe in Christus kry. Dat hy ons vergoed na al die swaar weens ons eie sonde is ongelooflike liefde. Laat dink 'n mens aan die verlore seun, die gelykenis van die verlore seun, nadat die seun so verwese is oor sy keuses en sy pad wat hy loop, hardloop die Vader hom tegemoet en omhels hom en behandel hom weer soos 'n koning. Dis liefde. En daar kom vrede. Vrede vir die wat naby is, vrede vir die wat ver is. Paulus gebruik hierdie vers in Efesiërs 2 om te sê vrede vir die Jode, vrede vir die heidene, vrede vir elkeen wat na die Here kom. Vrede vir jou, met jou komplekse lewe en die goed waarmee jy sukkel en worstel en met jou eie gebrokenheid en stikkindheid. Daar's vrede. Nie net die afwesigheid van vyandskap nie, maar vrede, innerlike tot rus kom. Die wêreld bied 'n ander vrede. Die wêreld sê loop in vryheid, doen wat jy wil, volg jou eie hart, volg jou afgode en die vrede ontduik jou. Of daar's vrede in 'n verhouding, herstelde verhouding met God. Sonder God is daar geen vrede nie. Vers 20 en 21, die goddeloses is soos die onstuimige see. Ja, dit kan nie rustig wees nie, en sy water spoel vullis en modder uit. Daar is geen vrede vir die goddeloses nie, sê die Here. Om sonder die Here se lewe, sonder die Here te lewe, dit maak van jou lewens 'n onstuimige see. Die Jode het die see gesien as bedreigend, gevaarlik. Maar so is die lewe sonder die Here. Jy word meegesleer, gedryf deur jou begeertes en jou liste en jou afgode. En jy skoorsloos en jy soekend sonder vervulling. Jy kom nêrens uit nie. En daar skuld, al praat jy dit hoe dood. En al wat jou lewe oplewer is vullis in vuil, soos wat die see die vuilgoed op die strand uitspoel. En jy leef onder die donker dreigende wolk van oordeel. Dit sien 'n mens veral wanneer mense aan die einde van hulle lewe kom, goddelose mense, en die angs, die doodsangs bly baie. As hulle weet, nou is die toekoms, en ek die toekoms in sonder God, en ek moet voor die regter verskyn. So ons sluit af. Wat is die kwaliteit van jou verhouding met die Here? Daar sekere basiese goed wat ingebou moet wees. 'n Heilige ontzag vir die heilige God. Tweedens, 'n nederigheid. 'n verpletterdheid oor jou lewe voor hierdie heilige God. En derdens, 'n besef van die onsaglike liefde van die Here vir jou. Die liefde in Christus, waarmee hy alles oorbrug, om jou te behou, om aan jou vrede te gee. Amen. Ek gee 'n oomblik van stil gebed terwyl jy so sit, dan bid ons saam. Here, maak dit deur die woord en die gees in ons elkeen se lewe waar. Blaas ons denke oop sodat ons met heilige ontzag en verwondering voor U sal lewe.
met die diepste respek vir u grootheid, u heiligheid. Gee aan ons 'n eerlike siening van onsself. Hier ons nie te vergelyk met ander mense of hoe ook al nie, maar om onsself te sien voor u, die heilige God. Skepsels voor die Skepper. Sodat ons nederig voor u sal lewe, afhanklik met alles. En Here, wil u ons nie laat in ons lae staat nie, maar oorweldig ons dan met u liefde, sodat ons in u arm sal invlig om nuwe lewe, genesing, troos en vrede in u te vind. Wil u dit tog waar laat wees in elkeen van ons se lewe om Christus ontvul. Amen. Daar is nou geleentheid om dankoffer te gee, dit gaan vir barmhartigheidsberg. Psalm 63, die nuwe ondigting, vers 1 en 2. Vers 1 sing ons van die Here se heerlikheid, sy grootheid. En vers 1 en vers 2 van die Here se liefde. Kom ons sing dit vers 1 en 2, dis eintlik ook 'n gebed.
ingerus met die Here se seën die nuwe week in. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Die lyste in die voorportaal, verder is jy welkom om by Wens koffie te gaan drink en dan 'n geseënde dag.